sien u die verhouding tussen moedertaalonderrig en akademiese sukses? Ja, ek dink dit is eintlik een van daai goed wat nie regtig meer betwis word nie. Daar's nie meer in opvoedkundige kringe twyfel daaroor nie. As 'n mens in jou moedertaal, ek wil net maar dit so stel, as jy die wêreld van kennis betree en jy betree dit deur middel van jou moedertaal, dan is jou kans op sukses net soveel groter. Op die ou end maak dit nie baie saak as jy nou sê hier op 2025 een of ander, kom ons sê nou maar jy moet nou 'n vuurpyl in die lug instuur, of die Engels wat jy praat vreeslik krom en skeef is, en of jy nou weet waar om die S te sit en of jy nie weet waar om te sit nie, en of jy nou 'n rol soos wat ons omrol. Die vraag is of jy die kennis het om die vuurpyl in die lug in te stuur met enige aksent. En 'n mens leer ken die wêreld beter deur jou eie taal. Nou is die, noem dit nou maar die internasionalistiese manier daarvan is om te sê, man, maak jou kinders se moedertaal sommer Engels. Jou moedertaal is dalk Afrikaans of Zulu of Sepedi. Jammer vir jou, dis nou jou nadeel. As jou kinders gebore word, praat met hulle Engels. Maak hulle moedertaal Engels sodat dit vir hulle makliker is. Ja, mens kan dit seker doen. As die hele wildtuin net leeu's het, ek is nie seker wat mooier gaan wees nie, of net kameelperde. Dit is iets van die verskeidenheid van die wêreld wat daarmee heen gaan. Jy gee eintlik prys wie jy is as jy 'n ander identiteit aanneem. Die probleem in Suid-Afrika is dat die swart bevolking nooit moedertaalonderrig wou hê nie. Hulle het deurlopend 'n ander benadering tot bemagtiging gehad as Afrikaners. En ek wil nou maar sonder vrees vir teenspraak sê, ons sinne was meer doeltreffend. Ons het almal te doen gekry met die oorheersende Engelse kultuur, wat kultureel veel sterker is as enige van ons. Afrikaners se reaksie was, ons sal in Afrikaans skool gaan, ons sal ons eie universiteite begin, ons sal ons eie banke en handelsorganisasies en alles begin van ons eie, sodat ons kan bemagtig deur ons eie taal. Die swart bevolkings het basies gesê, kom ons bemagtig onsself deur Engels goed genoeg aan te leer, sodat ons dan nou toegang het tot die groter Engelse wêreld. Dit werk goed vir die klein getal wat dit reg kry. Maar dit is hoekom breed gebaseerde swart ekonomiese bemagtiging nog net 'n droom is. Want daar's nie breed gebaseerde kennisverkryging nie. En breed gebaseerde kennisverkryging gaan jy kry as jy dit deur die moedertaal doen. Ironies genoeg, die ou Suid-Afrika, die minderheidsregering, het baie meer moeite gedoen om dit reg te kry. En dit is eintlik teen hulle gehou. My buurman was 'n Xhosa onderwyser in Oos-Kaap. En hy was 'n wiskundeonderwyser. Hy was bedrywig gewees in die opstel van wiskundehandboeke tot by matriek in die Xhosa. Daai boeke is almal verpulp toe die ANC aan bewind gekom het in 94. Hulle het doodgewoon gesê hulle het nie werk daarvoor nie. Wie wil nou in Xhosa Engels doen? Wiskunde doen. So die uiteinde daarvan is ons kinders, Afrikaner kinders en die Engelse kinders, vaar akademies veel beter, en ek dink nie dis omdat hulle noodwendig slimmer is nie. Dit kan te doen hê met die onderwyskultuur, dit kan te doen hê met die onderwysers daarso. Jy weet, SATO onderwysers hou daarvan om te staak en om met industriële optrede te begin teen die departement en te sê ons doen net waarvoor ons betaal word, terwyl die gewone Afrikaanse onderwyser baie meer doen as waarvoor hulle betaal word. Dit alles speel 'n rol, maar die belangrikste rol is, ons leer ken die wêreld in ons eie taal en dit gee ons 'n voorsprong. 'n voorsprong wat ons vir ander mense gegee het, hulle het gesê nee, dankie. Daar is op die oomblik 'n baie sterk beweging binne die huidige departement. Angie Motshekga, die vorige minister, het reeds daarmee begin om te sê nee, maar moedertaalonderrig, bevoordeel Afrikaanse en Engelse kinders, swart kinders moet dit ook kry. Sy doen dit, of sy het dit gedoen, die departement werk daaraan, maar die belangstelling daarvoor by ouers is nog steeds uiters beperkend, dis tragies.